Goeienaand en welkom by Baardbraad. Ons probeer vir 'n tweede keer. Ons vra om verskoning vir die tegniese probleme wat ons gehad het. Ons hoop julle kuier saam met ons en geniet die program. Tegniese probleme ten spyt. Hoop ons het nou die wyntjies uitgevryf. As hy Tian, kom ons probeer vir 'n tweede keer. Ons moet jammer sê vir die volk oor daai ene, hierdie tegniese duiwels potjie my so nou en dan. Ek het te lekker by my Juba gekuier en vergeet ek hoe die knoppies werk. Nee, dis 100% reg Alwyn, ons het dan naand gesê en ons het naand gesê aan die kykers, ons vertrou dit sal nou goed gaan. Ja Tian, dit lyk nou of alles reg is. Ek kan nou net nie hierso sien. Hy wys nou nie vir my die statistieke nie, maar ek glo die kommentare werk. Ek sien daar sê Renier, dankie Renier dat jy geduldig gewag het. Ek sien die Renier wys alles is nou reg. Ja, skus, ek moet eers die jonges se hulp gaan inroep het en hulle is so eentjie. Hulle is in die huis en ek is in die kantoor. So dit help as mens daarom tegniese hulp het wat kan help. Tian, ek sien nou daar's 'n ander program. Ek weet nie of hy klaar is nie met dieselfde naam vanaand. Ook Hoogverraad van Wynand de Tooy, maar nou moet ek ook sê, ek het nie by hom sy huiswerk afgekyk nie. Lyk my dit is maar seker wat in die volk se mond is en dis hoekom ons daaroor gesels vanaand. Ja, ek kan dit goed glo Alwyn. Ek het vroeër vandag met Jaco gesels. Jaco Kleinhaas toe sê hy maak een van ons ander baie goeie vriende, Dominee Roan kom die opmerking dat Jaco hoef nie bekommerd te wees oor die WhatsApp boodskappe wat hy nie gelees of geluister het nie. Hy gaan in elk geval binnekort aan vir Hoogpraat. So dit maak nie saak of hy goed geluister het of nie. So ja, dit is inderwaarheid op die volk se lippe. Die hele kwessie van Hoogpraat en selfspottender gewys. Ek moet nou sê Tian, toe ons nou oorspronklike afspraak gemaak het, dit is nou lekker om weer met jou te kuier. Mense sukkel om jou op die program te kry soos mense sukkel met reën in die Karoo, lyk dit vir my, maar die eintlike idee was nou gewees en Ernst is ook nou al, ek dink dit is seker nou die persoon wat die meeste op die volk se lippe is. Hy sou nou gister 'n groot aankondiging gemaak het en ek sien vandag was hy op 'n paar programme, maar hy het vandag Engels gepraat op 'n program, so ek het dit nou nie gekyk nie. Ek het daarom Takkersin gekyk, maar jy weet, sy aankondiging het nou nie gekom nie, so ons kon toe nou nie daaroor gesels nie. Ja, soos ek verstaan Alwyn, is daar, soos wat hulle dit nou noem in die back office, so agter die skerms is daar nog 'n bietjie tegniese uitdagings, wat die aankondiging 'n bietjie belemmer, maar ons vertrou dit sal môre in plek wees en dan behoort ons môre die aankondiging te kry van presies wat hy beplan vir die pad vorentoe, ook dan nou vir homself. Tian, wil jy 'n voorspelling waag? Ek sien die ouens het vandag so gegis of dit meer op 'n kulturele terrein is dit nog 'n nuwe beweging, is dit dalk meer in die politiek? Wil jy 'n gissing waag? Ek wil 'n gissing waag Alwyn in die opsig, omdat ek ook nog maar nou jy weet dophou wat hy doen en wat hy sê. Ek kom nie agter dat dit 'n duplisering gaan wees van iets wat reeds bestaan nie. Dit is verseker nie die geval nie. Spesifiek dan ook nie wat kultuur aan betref nie. Wat ek aflei uit wat hy sê en wat hy ook nou op verskeie platforms dan nou aangekondig het of gesê het, is dat dit definitief 'n instelling gaan wees of 'n beweging gaan wees wat gaan fokus op die ondersoek na alternatiewe bedelings, alternatiewe vir die breër Suid-Afrikaanse konteks. Enerzijds, so dit in 'n sekere sin, soos die Engelse daarna verwys, is 'n sogenaamde think tank, waar dit nou moet gaan en verskoning moontlike alternatiewe politieke bedelings gaan ondersoek. Hy het uitdruklik oor en oor daarop klem gelê dat hy beskou 2024 as die laaste bladsy, die laaste hoofstuk van die politieke bedeling soos ons hom geken het die afgelope 30 jaar. En dat 2025 basies 'n nuwe hoofstuk is wat dan nou voor ons oopval en dat hy graag van sy kant af wil 'n bydrae maak tot die skep van daardie alternatief, omrede die alternatief nie noodwendig 'n beter alternatief gaan wees nie. As ons hom net gaan los in die hande van die huidige heersers, dan kan hy selfs nog slegter wees as die een wat reeds
so sleg is soos wat ons hom gesien het die afgelope 30 jaar. So ek dink aan die een kant gaan die inisiatief daartoe 'n bydrae probeer lewer en dan aan die ander kant gaan dit vermoed ek die vorm van 'n drukgroep aanneem wat uiteindelik die mees gewenste alternatief dan sal probeer help implementeer, as ek dit dan ook kan in eenvoudige taal stel. Ek sien Erik groet ook, ek kon hom darm so in die oë kyk daar op Majuba, die man het in beseringstyd daar aangekom, wat hy weggeloop het by sy spuitery, sy landespuitery en hy het met geleende klere, maar hy was so vandag op Majuba. So Erik, dankie vir die moeite wat jy daar gedoen het en die werk wat jy weggeloop het. Tiaan, my vraag nou vir jou is, as mens nou kyk na alternatiewe, kom ons noem dit nou maar regeringsvorme, is dit nie net bloot akademiese oefening dan nie, hoe sou mens dit kon geïmplementeer kry, hoe gaan mense beïnvloed om noodwendig na 'n spesifieke rigting toe te beweeg? Ons weet nou natuurlik, jy weet 'n nuwe politieke bestel is nie vreemd vir ons nie, ons het, maar in die ou boererepublieke het ons meer op die, wat sal mense dit nou noem, 'n volksstaat bestel, waar volksraadslede verkies was wat nie aan partye gebonde was nie, en ons het nou die partypolitiek geërf by die Engelse. Hoe sou mens te werk gaan as jy nou al hierdie mooi plannetjies uitgedink het om dit in die praktyk te kan oordra? Ja, ek dink alwyn die groot vraag waarmee ons almal stoei sal dan wees om te sê, maar as ons dan die bedeling wil verander, hoe kry ons dit reg sonder om die regering te verander? Want ons moet nou onthou, 30 jaar gelede het Suid-Afrika 'n regering gehad wat bestaan het uit mense soos die oorlede F.W. de Klerk en die oorlede Rolf Meyers en die oorlede Leon Wesselse van die wêreld wat in regering gesit het en ingestem het tot 'n bedelingsverandering wat ons in hierdie ellende gedompel het waar ons nou is. So jy kan nou nie in elke bevolkingsgroep, jy weet die F.W. de Klerk en die Rolf Meyers van die wêreld kry nie, wat nou maar net goedsmoeds, jy weet, die bestel net eenvoudig omverwerp uit hulle eie geleedere nie. So jy sit met die vraag, gaan jy dit regkry om met die huidige regering in 'n magsposisie 'n bedelingsverandering te bewerkstellig? Ek dink dit is die vraag wat jy eintlik maar vra. En daarop het ek nie vir jou 'n klinkklare antwoord nie. Ek het 'n vermoede dit gaan in elk geval nie van bo af onder toe gebeur nie. Ek vermoed die verandering gaan van onder af boontoe gebeur. Ek dink dit gaan doodgewone geval wees van die huidige heersers gaan nog net so daar vasgeanker sit in hulle kantore, in hulle toeliehuise en in die Unie-geboue, en hulle gaan net sien hoe die landstreek in sy geheel stukkie vir stukkie onder hulle gaan gee pad. Soos wat gemeenskappe, volke, streke uiteindelik self verantwoordelikheid neem en eie regering opneem. Ek dink dit is hoe dit uiteindelik gaan ontvou. Die vraag is net hoe gaan hierdie onderskeie gemeenskappe, streke, noem dit dan maar wat jy wil, wat dan nou op so 'n manier wil uitkom uit die bedeling uit, hoe gaan hulle dit op 'n behoorlik gekoördineerde en georganiseerde basis doen, en uiteindelik ook op 'n wettige en 'n haalbare, volhoubare manier doen, dat dit uiteindelik tot almal se voordeel is, dat jou wegbreek uit die huidige bedeling jou nie in 'n slegter posisie plaas as die een waarin jy huidigelik is nie. En ek dink in daardie opsig is navorsing, behoorlike navorsing, insette oor 'n breë front, en dan bitter belangrik, alwen ons sal dalk net nog daaraan raak, internasionale steun vir so 'n aksie is krities belangrik. Ek het nogal 'n ding raak gelees, en ek kan nou nie onthou wie's die ou wat dit, aanhaling raak gelees, ek kan nou nie onthou wie's die ou wat dit gesê het nie. Ek dink dit was seker een of ander slim Griekse oomie. Hulle het mos tyd gehad om te sit en filosofeer. Hulle het seker nie genoeg werk vir hulle hande gehad nie. Maar die oom het nou gesê, hy het gesê slawe droom nie van vryheid nie. Hulle droom daarvan om hulle eie slawe te hê. En ek onthou min aanhalings, maar hierdie een het my nogal geboei, want ek dink dit is waar ons vandag in sit as mense op sosiale media beweeg, veral 'n ding soos X en Twitter, en mense kyk 'n bietjie daar, die ouens het geweldig, jy weet ons medelandsbewoners het geweldig kritiek teenoor 'n plek soos Orania, en as die ouens praat van ons wil 'n stukkie vir ons eie hê, dan is hulle gou om te keer. Dit wys my hulle wil nie noodwendig, jy weet, maak nie saak hoe sleg dit met hulle gaan nie, maar solank hulle oor ons kan heers, is dit vir hulle wen. Dink jy, hoe lank
dink jy gaan dit vat om daai kopskuif te maak, of soos jy sê, gaan daar ernstige druk van buitekant af moet wees, en dan, ekskuus is nou baie vrae op een slag, maar hoe groot invloed gaan buitelandse druk hê? Ek dink dit gaan tweeledig wees. Dit gaan interne druk van uit die Suid-Afrikaanse samelewing wees, dan ook komende van hierdie belangegroepe wat hierdie ideaal koester, en dan natuurlik buitelandse druk daarmee saam. Ek is baie positief in die sin alwyn, omdat ek dink ons eie mense, en ek verwys nou na Afrikaners spesifiek, is op 'n baie ander plek as wat hulle 30 jaar gelede was. 30 jaar gelede het ons mense in 'n veelheid van opsigte nog aan 'n groot stuk politieke grootheidswaan gelei. Ons het gekom vanuit hierdie posisie van absolute politieke mag, en ons het geglo ons is in beheer van alles. So hoe kan daar nou iets skeefloop? Baie van ons mense het net eenvoudig geweier om te aanvaar dat hierdie huidige bedeling ons uiteindelik gaan bring op die punt waarop ons nou is. En saam daarmee was daar hierdie vooruitsig van hierdie reënbooghemel wat nou op ons neergedaal het. So dit is 'n samevloei van omstandighede wat hierdie tipe gesprek wat ek en jy nou voer, en ook 'n gesprek wat ek glo ergens in die toekoms meer en meer gaan voer, ook komende nou van sy nuwe inisiatief, wat net eenvoudig geen kans gehad het om te seevier. Die geraas rondom hierdie reënboog euforie was net eenvoudig van so aard, jy kon net nie deurbreek en 'n vasdraplek kry nie. En dit het verander. Ons mense het oor die afgelope 30 jaar gesien hoe lyk dit wanneer sosiale ingenieurs proeflopies skeefloop, want dit is maar wat Suid-Afrika die afgelope 30 jaar was. Dit was 'n sosiale ingenieurswese proefloopie, dit was 'n eksperiment. En hier is gepoog om een of ander nasie tot stand te bring tussen 'n klomp onverzoenbare identiteite, in 'n veelheid van opsigte. Dit was die klassieke voorbeeld van the clash of civilizations, soos wat daarna verwys word. En nou pluk ons die vrugte daarvan. Ongelukkig pluk ons nou die brange vrugte daarvan, en daai swart Twitter of swart X, soos waarna jy nou net oor verwys het, wat nou by die trog vreet. Ek meen, jy kan na hulle profielfoto's gaan kyk, party van hulle kan nie loop nie, hulle waggel soos pikkewyne, soos wat hulle jy weet, floreer op die vettigheid wat hierdie nuwe orde vir hulle gebring het. En ek dink in daardie opsig moet ons aanvaar dat jy kan nie van hulle kant af verwag, jy weet, om positief te reageer op hierdie tipe verwikkelinge nie, want dit bring hulle trog in gedrang. En ons moet aanvaar, jy gaan uit die aard van die saak nie daardie gehoor oorgehaal kry vir jou standpunt nie. Daai geraas sal daar wees, maar dit moet ons nie verhoed om te doen wat nodig is om te doen nie. Dit is maar so eenvoudig soos dit. Ja, nou nog 'n vraag. Ek sien nou ouens wat nou in die nuus is, ek weet nie of jy bewus is van die betereinders nie. Dit is nou, hulle moet nou nie verwar word met die bittereinders nie. Het jy al gehoor van die groep? Ja, ek neem kennis van die betereinders alwyn, en as ek so na hulle kyk, ek dink Shakespeare het op 'n stadium gesê, the poor will always be with us. Nou, hy het nie verwys toe na materiële arme mense nie, hy het verwys na hierdie tipe arme mense. Dit is in 'n veelheid van opsig wat my aan betref, mense wat regtig waar bejammeringswaardig is. Maar dis maar die verlengstuk van die Rolf Meyers en die Leon Wesselse van die wêreld. Ek meen, hulle is vasgebind aan hierdie drogredenasies, en dit ongeag wat die ellende daar buite is en hoe dit lyk en wat die gevolge daarvan is, hulle sal hierdie droom jaag. In baie gevalle, as jy natuurlik teruggaan op hulle pad, dan sal jy ergens langs die pad sal jy sien daar is oorbetalingkies van soorte wat hulle het ook maar 'n trokkie waarby hulle vreet, en dit inspireer hulle in baie gevalle om hierdie inisiatiewe te dryf. Ek het onder andere kennis geneem vandag, en ek weet nie of dit is nog nie geverifieer nie, maar dat een van die leiersfigure binne hierdie betereinders staan in die direkte diens van 'n einste Rolf Meyer. En so ja, hierdie ouens het hulle doelwitte wat hulle jaag. Ek beskou dit nie as haalbare doelwitte nie, inteendeel, ek dink dit kom teen 'n reuse koste, maar dit ontseën nie my nie, dit ontstel my nie. Ons het nodig om voorbeelde te hê van mense en van inisiatiewe wat ons deurlopend herinner aan hoe ons nie moet wees nie. En ek dink hulle is maar een van hulle. Ek sien WFCL sê hy het presies 15 sekondes van die betereinders se video gekyk, maar die vraag wat ek wou uiteindelik vra, ek moet sê, ek het 20 sekondes gemaak, so hy wen, maar wat jy praat nou van baie, van 'n groot deel van ons volk, wil nie vryheid hê nie, hulle soek net regverdige heersers. Dink jy ons gaan daai mense se koppe geswaai kry, en wanneer, jy weet, wat moet nog gebeur? Dink jy
as ou Trompie nou daar in die buiteland besluit dat goed soos AGOA en die klas van dinge in die slag bly en ons sien nou hy's redelik goed met druk uitoefen op ander lande. Daar het baie ouens die knie voor hom gebuig die laaste tyd. Dink jy die ouens moet dit eers in hulle eie gatte voel voor hulle gaan tot die besef kom dat daar iets beters kan wees? Kyk, Alwyn, dit sal altyd van twee goed afhang. Die eerste ding is natuurlik die hele kwessie van gevestigde belange. Mense se oortuigings word tot 'n groot mate maar dikteer deur hulle gevestigde belange. En as hulle gevestigde belange deur hierdie tipe van beleidsbesluite, buitelandse beleidsbesluite deur 'n land soos Amerika, hulle gevestigde belange in gedrang kom, dan beïnvloed dit die aard van die saak hulle oortuiging. So dit sal altyd die eerste oorweging wees. Is wat is my gevestigde Waar is my gevestigde belange? Hoe lyk my gevestigde belange en hoe word dit beïnvloed deur verskillende narratiewe? En dan in die tweede plek is die vraag, hoe word daai vryheid waarvan ek en jy praat gedefinieer? Want jy weet, jy kan daai vryheid op so 'n manier definieer en op so 'n manier inrig dat dit noodwendig ook so benoudend is en versmorend is dat gewone mense nie daarvoor kan sien nie. So dit is die twee veranderlikes wat ek dink in hierdie geval maar weer 'n belangrik 'n groot rol gaan speel, is gevestigde belange aan die een kant en dan die manier hoe ons hierdie vryheidsinisiatief gaan aanpak, die manier hoe ons hierdie inisiatiewe gaan uitrol, gaan ons dit verbruikersvriendelik maak, gaan ons dit toeganklik maak vir ons mense, of gaan ons die sirkeltjie te klein trek en die mure te hoog bou? Dis die vraag. Maar ek is oortuig daarvan, alwen ons het nie alternatief, ons het nie keuses nie. 30 jaar gelede, toe hierdie selfde goed op die tafels gelê het en dit op die agendas van vergaderings was daar nog baie keuses. Ons het baie beweegruimte gehad. Dit het goed gegaan met Afrikaners. Ek meen, op pad na die jaar 2000 het dit regtig in die breë het dit met Afrikaners goed gegaan. Daar was enkeles wat, ek sê nou enkeles, maar ek dink die minderheid van Afrikaners het dit mee in spesifiek in 'n materiële sin sleg gegaan. Dit het regtig met die oorgrote meerderheid van ons mense in daai aanvangsjare, daai kom ons noem dit nou maar die honeymoon jare van die reënboognasie, het dit goed gegaan. Jy weet, die ouens het geld gemaak en hulle het wêreldbekers gewen en dit het met hulle goed gegaan. Dit het verander intussen tyd. Die beweegruimte is min en ek dink die ouens is aansienlik meer vatbaar vir die vryheid waarna ek en jy verwys as wat hulle 30 jaar gelede was. So gepraat van vryheid, ek het nou net daai advertensie van Vryheid Koffie gestop, en mense kan gerus vir Vryheid Koffie ondersteun. Ek het daar aan die voet van Majuba Berg, wat 'n beter plek om Vryheid Koffie uit 'n stuk boereporselein te drink, jy weet. Daar aan Boer Media se tent nogal, so dit was nogal uniek. So gaan ondersteun hierdie manne, laat ons vir ons adverteerders ook daarom 'n bietjie ligtheid maak. Ek sien nou, ons sal nou by die ander manne kom. Ek sien nou jou president, ek kan daarom nie met jou praat om nie na jou president verwys nie. Ek sien jou president was hier op my voorstoep gewees en nou sy skielik weer geskok oor die toestand van Johannesburg. Nou Tiaan, jy was nou lanklaas hierso, maar ek weet nou baie in Bobbejaansberg se strate is, kan vir jou sê, daar's party verkeersligte wat seker 2 jaar laas gewerk het. En op groot kruisings, ek praat nou nie van 'n kruising in die middel van nêrens nie. En dan as jy enige rigting ry, gaan jy sekere dag, as jy halfdag in Johannesburg op die pad spandeer, gaan jy seker by 20 verkeersligte minimum kom wat nie werk nie, en dit is nie beerdkrag se skuld nie, die goed werk net nie. Ek het nou die dag, het ek amper 'n ongeluk gemaak, ek stop by 'n verkeerslig en toe skielik slaan die ding rooi. Toe was hy eintlik groen vir my, maar daar's nie een gloeilamp wat brand aan my kant van die pad nie. Jy weet, so dis hoe dinge nou gaan. Nou sien ek Ramaphosa is net bekommerd oor wat gaan sy G20 maatjies sê. Jy weet, lyk my nie hulle is verskriklik bekommerd oor die ouens wat elke dag hier moet bly nie. Dit gaan meer oor, jy weet, ons moet mooi lyk vir die res van die wêreld. Jy weet, tipies Afrika styl. Kom ons skink bier in die bierpotte en vee die kraal uit voor die biere kom kuier. Ja, kyk, Ramaphosa sal baie sensitief wees vir presies hierdie soort van probleme, alwen om die eenvoudige rede, jy moet onthou, hy was selfs in die Madiba era, die Mandela era, was Ramaphosa die sogenaamde, en verskoon nou die Engelse terme, die presentable figure van die ANC. Hy was die gepolitoerde, welsprekende, belese, goed opgeleide prokureur wat
op die verhoë van die wêreld kon paradeer en westerlinge beïndruk. Dit was wat sy rol was binne die ANC op daai stadium. Hy het ook in die tyd toe sy mede-comrades die veiligheidspolisie hulle ore vir hulle warm klap hier op Robben Eiland, toe lê hy in die 5-ster hotelle van Londen rond. Want dit was sy rol. Dit was om die Weste te mislei en vir die Weste te vertel wat 'n wonderlike klomp mense die ANC is en hoe bevoeg die ANC is en wat 'n ongelooflike goeie bedoelings hulle vir Suid-Afrika en sy mense het. En nou ewe skielik sit hy hier in 'n werklikheid, nou natuurlik daai beloftes en voornemens regering sê effektiewe staatsadministrasie kon ry met 'n goed funksionerende infrastruktuur. Nou sit hy met 'n infrastruktuur wat tot niet is. Dit is die harde infrastruktuur wat tot niet is wanneer jy nou verwys. Ek het vandag kennis geneem van die sagte, ons praat nou maar van die sagte infrastruktuur van die staat, wat ook in flarde is. Diplomatieke korpse wat oor die res van die wêreld in kantore sit en net nie eenvoudige ding soos 'n printer het om 'n brief uit te druk nie. So die sagte infrastruktuur stort in duie, die harde infrastruktuur stort in duie en daar is nie 'n omdraaikans nie. Daar is nie 'n omdraaikans nie Alwyn. Dit sal gaan van erg na erger en dit is op hierdie punt en ek dink hy begin besef dit natuurlik. En nie dat ek dink dit hom vreeslik pla nie, maar hulle het vir jou oom gevra hoe het hy bankrot gegaan. Toe sê hy het eers stadig bankrot gegaan en toe later vinnig. En ek dink dit is presies waarmee ons nou hier besig is. Ja, Tiaan, ek wil net sê ons super chat funksie werk soos julle daai super chat dinge is gebruik, daai funksie gebruik, dan staan jou kommentaar baie lekker uit hierso en dan kan ek hom dadelik raak sien en dan gaan ons beslis jou vraag wat jy op super chat vra, gaan ons behandel hier en vir Tiaan die moeilike vrae vra. Tiaan, maar jy het nou eintlik die perfekte inleiding gegee. Ek weet nou nie of jy dit so beplan het nie, maar dit was nou die perfekte inleiding na my volgende deel van die gesprek, want ons sien nou natuurlik Dirk en Flip en Callie het nou daar vir Trompie en sy mense gaan kuier en nou is die ANC baie ontsteld en wat vir my nou nogal baie snaaks is hierso, die ouens dink of ons is onnosel soos die res van hulle stemvolk, jy weet of ons is heeltemal oningelig, want blykbaar mag jy nou nie na 'n ander land toe gaan en vertel die waarheid oor jou eie land vertel nie, jy weet, en jy het nou juist vertel, Cyril Ramaphosa en Bekkie en daar het 'n klomp van hulle gekerjakker in Londen se kantore en van daar af die wêreld vol gereis en hulle het presies hulle kant van die storie destyds vertel en toe was dit nou reg. Nou skielik laat iemand ander stories van hulle aandra, nou hou hulle nie baie daarvan nie. Ja, kyk Alwyn, die groot boek leer ons mos nou, daar in Spreuke grawe 'n gat vir 'n ander man en jy val self daarin. So dit is nou maar wat nou met hulle gebeur is, hulle val nou maar net in dieselfde gat. Maar goed, ek wonder soms, jy weet, dit is soos jy sê, ek dink dit gaan maar oor die mense hoop dat die algemene burgery is op die ontwikkelingsvlak van hulle eie stemvee. Want ek wonder soms of dit nie vir die Amerikaners amper 'n groter verleentheid is en dat dit 'n groter frustrasie by hulle is dat die ANC hulle beskuldig van hierdie onbevoegdheid nie. Want dit is wat hulle effektief doen. As die ANC sê dat hier is nou 4 manne van 'n werkersvakbond en 'n burgerregte organisasie wat nou hier oorvlieg Amerika toe en hulle gaan lig die Amerikaners in en gaan beduie vir hulle hoe hulle buitelandse beleid moet lyk. Die Amerikaners uit die aard van die saak kan nie hulle buitelandse beleid skoei op elke tweede ou wat daar kom aanvlieg met 'n storie nie. So hulle is soos wat Flip en Dirk en Jaco en Callie by herhaling gesê het dat die Amerikaners is baie beter ingelig as wat die ANC ooit sal besef. Die mense beskik oor inligting. Ek dink die ANC self gaan skrik as hulle sien oor watter inligting beskik die Amerikaners se geheime dienste. En so nee, en ek dink dit was ook my en jou ervaring destyds toe ons by die Volksraad betrokke was, alwen ons kan net so 'n bietjie raak aan die Volksraad inisiatief ook, ek sal graag wil. Maar dit was ook toe ons destyds met ons afvaardigings verskeie ambassades besoek het en ambassadeurs gespreek het, was dit ook ons ervaring, dat jy sit by hierdie ambassadeurs en dan begin vertel jy vir hulle jou storie, en so 5 tot 10 minute in die gesprek en dan stop hulle en sê hulle, maar julle hoef nie vir ons goed te vertel wat ons weet nie. Eerste wêreld lande, anders as hierdie derde wêreldse gemors waar ons voortploeter, het uit die aard van die saak goed soos funksionerende diplomatieke dienste, wat moet terugrapporteer aan hulle plaaslike owerhede. So,
ek onthou spesifiek toe ons afvaardiging teruggekom het na ons besoek aan die Israeliese ambassadeur, hoe ek dink dit was 'n meneer Link gewees, ek kan nie presies onthou nie, toe hy vir hulle uitdruklik gesê het, maar julle kan maar op hom met praat, want julle vertel vir my goed wat ek weet. Ek kan vir julle nog baie ander goed vertel wat julle heel duidelik nie eers van weet nie. So ek dink dit moet vir die Amerikaners eintlik 'n redelike klap in die gesig wees. As hulle maatjies in die internasionale politiek dink dat hulle nie oor die vermoë beskik om hulle eie inligting te versamel waarop hulle buitelandse beleid gaan skoei nie. So ja, maar nou het ek myself uit my eie, wat het jy gevra? Ek het myself nou uitgepraat in die vraag. Nee, jy's omtrent in dieselfde lyn gewees, Tiaan, maar jy weet, dit is nou juist die ding, wat die ouens aan oorkant gaan sê het, is basies maar net al die wette wat hulle onderteken het, en gesê, kyk, hier is die wet wat ons president geteken het, hierso, lees die ding, en dis wat die wet sê, en nou sê die ouens, nee, jy weet, hulle gaan nie grond vat nie, jy weet, terwyl hy 'n wet 2 weke voor die ouens op die vliegtuig geklim het, as dit nie 'n week voor die tyd was nie, geonderteken het, maar nou wil hulle dit ontken, maar wat vir my nou nogal snaaks was van die lotte is sê, dit gebeur nog nie. Jy weet so, die wet is nou klaar onderteken en dit kan gebeur, maar dit gebeur nog nie, so jy mag nou nie kla nie. Jy moet nou eers wag tot jy vermoor is voor jy self die klag by die polisie kan gaan indien. Jy weet, dit lyk my is omtrent Afrika se mentaliteit op hierdie stadium. Albei ek dink die grootste teleurstelling vir my in hierdie hele aangeleentheid was nie noodwendig die reaksie komende dan nou van hierdie swart kripveters in die vorm van die ANC nie. Dit was komende uit geleedere wat in baie gevalle vir baie jare die amptelike verteenwoordigers was van sê byvoorbeeld iemand soos boere, die reaksie vanuit byvoorbeeld die Agri SA stal. Dit was vir my maar 'n baie groot teleurstelling. Ek wil net vinnig aan dit raak en ek het gekyk na 'n onderhoud wat ek dink dis Frans Cronje wat dit met BizNews, Alec Hawk van BizNews gehad het, waarin hy verduidelik het wat Trump se keuse, se woordkeuse tydens hierdie onderhoud wat hulle met hom gehad het, toe hy verwys het na die konfiskasie van grond, as ek nou die anglisisme kan gebruik. En nou wys hy uit, hy weet Frans Cronje, dat Trump is heeltemal reg, want hy sê 'n grondonteiening stop die dag waar hulle die sleutel van jou hek vat. Maar dit begin by die wysiging van 'n wet. So dis 'n proses. Dis nie 'n ding wat begin en eindig by ek vat jou goed by jou nie. Hy begin by ek verander die wet. En in daardie opsig is dit nou maar weer 'n geval van mense wat net eenvoudig, hulle is net oningelig, hulle verstaan nie hoe die goed werk nie. En dan dink hulle westerse leiers is soos hulle ook oningelig. Soos ek vir jou sê, dit was vir my 'n bietjie van 'n teleurstelling, alhoewel ek ideologies nou nie noodwendig met die mense bely is nie, moet ek aanvaar dat hulle nie noodwendig dan ape is nie, spesifiek nie gegee die feit dat hulle daarom regsgeleerdes in hulle geleedere het wat veronderstel is om vir hulle 'n beter ontleding te kan doen van byvoorbeeld hierdie wetgewing nie. Maar tog is hulle op hierdie selfde naïewe pad is wat hulle die afgelope 30 jaar dan nou was. Ekskuus, ek hou net hierso die kommentare dop en ek sien Johan, baie dankie vir daai super chat, maar ek dink jy moet 'n vraag ook daar vra. As jy 'n vraag vra, dan sal ons hom hanteer. So baie dankie Johan, maar ek weet nie, Koot, verduidelik daar vir die mense, hoe vra jy jou vraag in daai super chat, sodat ek hom hier aan my kant ook kan sien as ek die knoppies druk. Ekskuus Tiaan, laat ek nou net daaraan aandag gee. Maar een van die goed ook van wat hierdie ouens nou sê, weet hierdie ouens nou, dis nou jou president en trawante, wat sê, maar hierdie goed gaan binne die wet gebeur. Maar die wet sê nou, jy mag steel, so hulle lieg daarom nie as hulle sê, dit gaan in die wet, binne die wet gebeur nie, maar nou dink hulle die res van die wêreld moet nou tevrede wees, as jy nou diefstal gewettig het en dit gebeur binne die wet. Dink hulle, soos ek sê, dink hulle die res van die wêreld is so onnoosel soos die ouens wat hierso maar almoesie kry van die regering, sodat hy bly vir hom kan stem. Jy weet, ek sukkel om daai wiskunde te maak. Kyk, hulle 30 jaar terug weggekom met hierdie tipe woordspeling, Alwyn. Hierdie Ernst Ramaphosa, toe hy daar gesit het en hy het grondwette onderhandel by CODESA, het hulle maar net so met woorde gespeel soos wat hulle nou met woorde speel, en toe het hulle weggekom daarmee. Want aan die ander kant van die tafel was daar nie Flip Buys en 'n Callie Kriel en 'n Jaco Kleinhans gewees nie. Dit was, soos ek net ook gesê, dit was die Rolf Meyers en die Leon Wesselse van die wêreld. Is nog een van die groot verskille wat my aan betref, wat ons huidige situasie is, dat op
daai stadium moet jy onthou, was dit die reserves van die D-span van die Afrikaner wat in die politiek gespeel het. En daar hulle het nou maar daar voortgeploeter op die veld en vandag is dit nie meer die geval nie. Die reserves van die D-span haal net eenvoudig nie meer die politieke span van ons volk nie. So die ouens wat nou na die voorgrond tree en wat nou ons saak indra, is daarom op 'n aansienlike ander vlak as wat die ouens op daardie stadium was. So Ramaphosa se woordspeling, die beklemtonings en die onderspeling en die al daai nuances en verskillende invalshoeke en argumentjies, die ouens koop dit net nie meer nie. Hulle koop dit net nie meer nie, want hulle het geleer. Hulle het geleer die afgelope 30 jaar. As die ANC vir jou tydens sy konferensies in Januarie sê, ons gaan jou goed vat, dan glo hulle hom en dan tree hulle dienooreenkomstig op. In 1994 het die leierskap op daai stadium vir hulle koekies aangedra met kersies op. Want hulle was net eenvoudig so bedwelmd met hierdie idee van ons gaan saamwerk en ons gaan demokrasie laat werk, dat hulle totaal verblind was vir die werklikheid. Vandag is dit anders. So ons gaan ons nie self laat vang met woordspeling nie. Ek dink dit is in kort waarop dit neerkom. Tiaan, ek dink jy is op hierdie stadium besig om die D-span liderlik jy weet te verkleineer. Ek dink daai ouens ek dink hulle was beperk tot daai tyd het jy nog lemoene geëet langs die rugbyveld. Ek dink ek dink hulle moes in die kombuis die lemoene sny want die ouens wou hulle nie eens op die veld hê om die lemoene te dra nie. maar dit nou daar gelaat. Hierdie hoogverraadklagtes wat nou gelê is, dink jy ja, kom ons begin. Kom ek vra eers net die maklike vraag. Dink jy daar gaan iets van kom? Kyk, daar kan uit die aard van die saak nie 'n skuldige bevinding kom nie. Nie 'n regverdige skuldige bevinding nie, want soos wat verskeie regskenners wat ek al uitgegee het, ek is nou uit die aard van die saak glad nie 'n regskenner nie, inteendeel. Maar baie van die kommentators het dit al uitgewys dat daar's geen een van die elemente ter sprake wat hoogverraad moet bewys nie. So ek dink nie daar's enige gronde vir so 'n klag om hoegenaamd te slaag nie. Ek dink dis ook maar weer warm lig, weerlig afleiers. Maar ek wil net aan 'n ander punt raak Alwyn en ek dink dit verdien 'n bietjie meer aandag. Ek het nou net verwys na die Volksraad inisiatief wat ek en jy nou beide by betrokke was destyds. Die Volksraad wat verkies is deur die verkiesingskommissie, die VVK. En daardie hele inisiatief is gebore en sommige van die luisteraars wat nou op die program ingeskakel is, kan nou vir my dalk reg help daar in die kommentaar as ek nou van die goed mis. Maar daai hele inisiatief is juis gebore vanuit presies so 'n hoogverraad klag. Oorlede Paul Creer, ons regsverteenwoordiger wat op daai stadium ook die regsverteenwoordiger was vir 5 van die aangeklaagdes in die destydse boeremagsaak wat ook tereg gestaan het op aanklagte van hoogverraad, het deur die loop van daai 10 jaar verhoor afwagtende tydperk. Ek meen daai ouens het vir 10 jaar, soos ons kan reg onthou, ons het al amper vergeet van hulle, was vir 10 jaar verhoor afwagtend maar ergens deur die loop van daardie hofsaak het van die beskuldigdes argumenteer dat hulle moet behandel word as krygsgevangenes, omrede hulle self beskou as vryheidsvegters. En toe het regter Ewen Jordan, as ek reg onthou, vir hulle gevra, maar het julle enige bewyse om te lewer hoe julle op 'n vreedsame manier die interne en die eksterne regsremedies uitgeput het ten einde dan nou hierdie vryheidsdoelwit van julle te bereik. En hulle kon uit die aard van die saak nou nie daarvan 'n bewys lewer nie. So sy argument was om te sê jy kan nie vir vryheid veg en dan eendag besluit jy trek vir jou sweetpak aan en jy pak 'n klomp plofstof in 'n toksak en jy gaan blaas 'n klomp goed op en nou is jy 'n vryheidsvegter nie. En dit het oorlede Paul Creer tot die besef gebring dat maar hoe lyk die proses om vreedsame remedies uit te put? En dit het aanleiding gegee tot hierdie hele Volksraad projek. Met ander woorde, die verkiesing van 'n Volksraad as verteenwoordigers wat dan nou hierdie saak na die owerhede van die dag intern die plaaslike remedies moet uitput, maar uiteindelik dan ook die saak moet internasionaal eskaleer, sodat die volk homself in 'n regsposisie inpresteer waarin hy nie aangekla kan word van hoogverraad as hy uiteindelik, en ek wil nou nie so ver gaan om te sê doen wat hy nodig ag nie, maar kom ons sê dit dan nou maar terwille van die saak wat ons nou bespreek, dat hy, wanneer hy doen dit wat hy nodig ag op sy pad na vryheid,
nie aangekla kan word vir hoogverraad nie, vanweë die feit dat hy homself in 'n regsposisie inpresteer het deur die plaaslike sowel as die internasionale remedies uit te put. En ek dink dit is belangrik dat ons na daai saak verwys, want ek vermoed alwyn dat hierdie tipe van aanklagte wat op hierdie stadium dalk vreeslik belaglik klink, dat dit in die toekoms al meer gaan gebeur. Die owerheid van die dag gaan toenemend desperaat raak en hulle gaan radikaliseer en hulle gaan toenemend meer en meer redes soek om mense wat hulle nie goedgesind is nie en wat spesifiek dan ook soos in hierdie geval wat ons nou net na verwys het, vra vir 'n bedelingsverandering, dat hulle gaan uiteindelik heel waarskynlik tereg staan op hierdie tipe van aanklagte van hoogverraad. En dan sou ek hoop dat ons sal kan beroep op daardie stukkie papierspoor wat ons gelaat het in die jare 2009 tot kom ons sê 2018. Regskenners sal nou 'n bietjie kan ingaan op daai saak en sê of dit enige gewig gaan dra, ek weet nie, maar dit sal tog interessant wees om te hoor wat hulle te sê het. Tiaan, dink jy nie op hierdie stadium is die hoogverraad klagtes en soos jy sê, ek dink die ouens gaan wel probeer en jy weet hoe rek hulle dinge uit, vra maar vir Zuma, hy weet hoe om 'n ding te rek, lyk my tot hy eendag ondergespit word, gaan hy sy goed uittrek, laat hy nou nie die binnekant van 'n sel moet sien nie. Maar ons weet hoe kan hierdie ouens hierdie ding uittrek. Dink jy nie dit is maar deel van die proses om die res van ons bang te maak dat ek en jy byvoorbeeld nie hierdie gesprek het wat ons nou het nie. Jy weet ek het al baie mense as ek nou 'n boerevlag op my bakkie het of jy weet ek sê so iets, vra die ouens, maar as jy nie bang nie. Ja. Jy weet en party ouens word makliker bang gepraat as ander, jy weet hier waar ek vandaan kom in Randfontein, ons spot altyd en sê nee, hier word jy bang geslaan, jy word nie bang gepraat nie, maar Tiaan, ek dink daar was tog 'n helse klomp mense wat bang gepraat word. Dink jy dit is 'n poging van die regering om 'n klomp mense stil te maak? Nee, verseker alweer, dis 'n afskrikmiddel. Dis 'n afskrikmiddel wat hulle verseker gaan gebruik. En ons moet aanvaar dat daar is baie van ons mense wat baie meer kwesbaar is as ander. Ek meen 'n ou soos Erns wat ook nou al soms so via sosiale media die afgelope week 'n paar doodstrygemente ontvang het. Maar die vraag is maar natuurlik, jy weet, tot watter mate, en ek sê nie ons moet onverantwoordelik wees nie, maar tot watter mate gaan ons toelaat dat hierdie tipe van ongegronde afskrikmiddels ons dan nou tot stilswye dwing. Ek dink ons wat nou al 'n paadjie op die volksakker stap is al gewoond daaraan. In baie gevalle om deur ons eie mense bang gemaak te word, wat nog te sê van ons vyande, so ons ken dit. En ek dink regtig waar nie, ons mense moet te sensitief vir dit wees nie. Ons moet maar aanvaar, ons moet hierdie gesprekke hê, ons moet hierdie stryd voer, ongeag hoe moeilik en hoe swaar dit gaan wees, want dit gaan nie makliker word nie, maar al wat gaan moeiliker wees as om dit te voer, gaan wees om dit nie te voer nie. En daarom is dit belangrik dat ons moet maar net eenvoudig aanvaar. Hierdie tipe van afskrikmiddels gaan gebeur, jy gaan, en ek kan nou maar net hoop dat mense nie uiteindelik onregmatig, jy weet hierdie soort van klagtes moet afweer nie, want dit is soos jy sê, dit kan uitgerekte goed wees, ons het destyds ook met die Volksraad se inisiatief gesien, jy het nie beheer oor die tydskale waar binne hierdie goed gebeur nie, so hulle rek hierdie sake en hulle melk jou eenvoudig en hulle maak dit vir jou die lewe baie onaangenaam, maar moग dit dan nou nie die geval wees dat hulle ons op so 'n manier uiteindelik net verder in 'n dwinglandy in forceer nie. Ek sien hier so critical thinking, baie dankie vir jou. Iemand het net 'n mooi, ja, Johan praat van 'n superklets. Ek dink dis 'n mooi woord, Johan, as ek hom onthou gaan ek hom gebruik. Het hier 'n superklets gesit, sê ons wil so graag 'n volksstaat hê, maar op die grensoorlog het ons saam met soveel verskeie volkere beklei vir die ZR, waarheen het ons patriotisme verdwyn. Ja, dis so 'n bietjie ja, die vraag so 'n bietjie moeilik gestel, maar Tiaan, ek wil nou net vra uit na aanleiding van critical thinking se vraag. Ek dink patriotisme is vir my amper soos jy weet soos terrorisme, jy weet 'n man se terroris is 'n ander man se vryheidsvegter. Dink jy nie patriotisme is so 'n bietjie 'n gelaaide term nie, jy weet die ouens wat jou gunsteling laat ek nou mooi dink. Hoe kan ek dit sê? Nee, kan dit ja, kom ons sê nou maar met daai vlag wat jy nou nie baie van hou nie, wat hom swai, jy weet, hulle dink weer ons het nie 'n greintjie patriotisme in ons lyf nie, want hoe kan ons nou daai bondlap verwerp? En dieselfde van ons kant af sê, hoe kan jy 'n patriot wees as jy
daai ding oor jou kop huis. So wat sal jou definisie van patriotisme wees? Albei, ek dink ons moet onderskei tussen 'n volkspatriotisme en 'n landsnasionalisme, of dalk is dit andersom. Ek het nou nie heeltemal my terminologie so lekker reg nie. Dalk is dit landspatriotisme en volksnasionalisme. Ek dink is eerder so. Jy kan nie aan 'n land getrou wees wat jou ondergang bewerkstellig nie. Ek bedoel as die nonne wat uit Belgiese Kongo gevlug het vir hulle lewens omdat hulle maatjies in potte gekook word, getrou gebly het aan die Belgiese Kongo omdat dit hulle land is. Maar hulle het opgeëindig in een of ander bredie. Dan is dit mos nou sinneloos. Dit maak mos nou nie sin nie. So ek bedoel, ons moet baie nugterder oor hierdie ding dink. Dit beteken nie ek is dislojaal teenoor my mense omdat ek hierdie bondlap verwerp nie. En ek dink dit is belangrik dat ons moet dit ook vir ons kykers en ek hoop dit land op ander vrugbare grond ook. Kom ons praat oor simbole. Simbole soos byvoorbeeld hierdie bondlap simboliseer 'n bepaalde bedeling. Niks meer nie. Dit simboliseer doodgewone bedeling. Dit simboliseer nie 'n stuk grond of 'n stuk land nie. Dit simboliseer 'n bedeling. En as die bedeling so ingerig is dat jy onder die vlag en vaandel van daai bedeling vertrap en verdruk word, soos wat dit met ons volk en met ook ander minderhede in die land gebeur oor die afgelope 3 dekades, en jy kies om steeds getrou te bly aan die bedeling deur sy simbole oor jou hoof te hys en sy liedjies te sing en jou borsie vas te gryp terwyl daar traantjies oor jou wangetjie rol, dan moet jy nie kla en kerm as dit met jou sleg gaan nie. Ons mense moet die kausale verband tussen die bedeling, sy simbole en ons teespoed, daai verband moet hulle op 'n manier ontdek. Nou, toenemend meer van ons mense ontdek daai verband en dis verblydend. Maar ek dink waar ek en jy tekort skiet, is ons vermoë om vir hulle alternatief te bied. Jy weet, ons sê vir hulle moet die bondlap in die drom gooi, maar wat bied ons vir hulle as 'n sinvolle alternatief? En ek dink dit is waar ons 'n bietjie tekort skiet. Ek moet erken, ek dink dit is een van ons gebreke. Maar as ons mense tot die besef kom dat die simbole wat hulle vir die afgelope 30 jaar oor hulle en hulle kinders se hoofde gehuis het, dat dit die simbole is van 'n bedeling en dat daai bedeling hulle ondergang bewerk, dan sal hulle verstaan waarom Tiaan Tron sê, hitsmerk, dat sak die bondlap. Tiaan, baie dankie. Ek wil sommer vir Baas Koot, ek sien hy kyk saam. Baas Koot, daar kan jy nou 'n mooi stukkie uitsny wat in 'n kort videoetjie versprei kan word. Ek dink Tiaan het dit mooi verwoord, beter as wat ek dit kan verwoord. Ek raak net kwaad as ek oor die vlag praat. Tiaan kan dit daarom in mooi woorde omsit. Tiaan, baie dankie daarvoor. Maar nou wil ek vir jou vra, ek het nou 'n pragtige 4-kleur% gekry daar op Majuba, maar lyk my ek sal 'n Vryburger vlag, of wat noem julle die ding daar in julle wêreld, lyk my ek sal so eene van die kolonie af moet invoer. Lyk my ons moet jy weet, van daai simbole invoer die Transvaal toe. Die Transvaalers is liever hulle 4-kleur alwyn. Ek vat lelike houe as ek daar oor die Vaalrivier gaan en ek kom daar met Vryburger vlae en met Rebellie vlae in. Hulle is lief vir hulle 4 kleure. Dit is ook goed en dit is ook reg. Ek meen ek sê weer, 'n volksvlag is 'n volksvlag. Weet jy, ek was lank en ek is dalk in 'n sekere sin nog steeds oortuig daarvan dat die Vryheidsvlag, soos wat hy ook bekend staan, dalk 'n ideale simbool is vir die toekoms. Maar te gelykertyd moet ons ook seker vir mekaar sê, jy weet, seker goed het ook maar die geneigtheid om tuis te hoort in die geskiedenis. Hulle het 'n mooi plek in die geskiedenis. Hulle het 'n ereplek in die geskiedenis. En dalk is dit goed as 'n mens vir hulle ereplek in die geskiedenis gun. Afrikaners staan op die vooraand van die daarstel van 'n nuwe politieke bedeling, 'n nuwe politieke toekoms, 'n nuwe staatkundige toekoms. En dalk sal dit sinvol wees om vir daardie nuwe toekoms ook nuwe simbole te kry. Ek weet nie. Die volk moet maar praat. Die volk moet maar sê. Maar dalk moet 'n ou ook maar nie so vas wees aan die simbole van die verlede dat jy hulle probeer insleep die toekoms in nie. Ek weet nie. Ek dink dit is 'n saak wat nog baie bespreek gaan word. Tiaan, ekskuus, ek wil my vir 'n ou wat nou 'n groot ekskuus is daai kant toe 'n groot kreerman is en 'n groot 4-kleurman. Al het ek myne nou ingevoer daar van die Vrystaat af. Dink ek tog terwyl daar nou so groot momentum is rondom Oranje en ek sien self Steve wat as jy 'n klompie jare terug gesê het Steve sal nou
invloed hê op ons, noem dit nou maar regse denke. Jy kry eintlik mos nie meer regs nie, jy kry net links en dan ver regs volgens die media. Nou as jy nou dink Steve sal nou met 'n liedjie wat hy oor Oranje skryf en ons sien hierdie momentum rondom Oranje en ek en jy weet ons dra al baie lank al Oranje. Ek het selfs Oranje sokkies aan. Jy weet my deel van vryheid. Want ons weet dis die kleur van vryheid. Dink jy nie die Vryburger vlag of dan die Vryheidsvlag kan 'n groter rol speel in ons volkslewe nie? Nee, definitief Alwyn, ek is oortuig daarvan ek is dalk die verkeerde man om daai vraag voor te vra. Net miskien vir die kykers, die van julle wat nou nie die Vryburger vlag ken nie, die meeste van die boermedia se kykers sal hom dalk ken. Is maar doodgewoon die vierkleur waar die rooi baan maar net vervang is met 'n oranje baan. En dit is wat ek dink baie van die voorstanders van die Vryheidsvlag jy weet argumenteer om te sê maar dit is 'n pragtige samevatting van ons geskiedenis. Dit het sterk elemente van die vierkleur in, dit verteenwoordig die Oranje Vrystaat, dit het die Prinsevlag in hom, so, en ek dink dit is die argument wat baie mense maak wanneer hulle sê die Vryburger vlag of dan nou die Vryheidsvlag moet 'n groter en 'n meer prominente rol speel. Daar is natuurlik instellings wat dit is 'n simbool omarm. Ek weet op 'n plek soos Urania byvoorbeeld is dit 'n baie prominente vlag wat jy op verskeie plekke teekom. So ja, mense kan maar net hoop dat dit dalk wortel skiet en groei, maar nou ja, dit is ook maar iets wat gedryf sal moet word vanuit invloedryke geleedere soos Baardberaad. Maar maar nietemin, ek dink jy's reg Alwyn, Oranje gaan 'n baie belangrike rol en 'n prominente rol speel in ons toekomstige strewe. Tiaan, ek was nou nogal heel verbaas daar op Majuba op die berg. Praat ek met 'n ou wat ook daar 'n doktersgraad het en ons sit daar so in die boermedia tent. Nou moet ek jou vertel, ou Baskoot se drempel was deurgetrap want hy het op 'n baie prominente plek gesit en almal wat daar verbygeloop het gesit en kuier. Maar ek praat toe daar met een van die doktore van die volk en hy maak toe die stelling dat ek vra hom toe of hy op baardberaad sal deelneem en hy sê as hy op baardberaad is, dan is hy gemaak. Dan het hy nou alles bereik in die lewe wat hy wil. En ek het nou lekker gelag, maar dis nou nogal snaaks met die ouens wat ek daar gegroet het. Eduard het ek daar gegroet en hy groet hom en ek het nie die gesig herken nie en hy jy weet maar toe die naam en wat ek nie kan verstaan nie, daar's 'n klomp manne daar op Majuba wat hulle vrouens blootstel aan baardberaad. So Tiaan, jy moet nie ons so vlak kyk nie. Lyk my ons trapspore in die volk wat ons nie van geweet het nie. Ja, verseker Alwyn, jy moet onthou die spoor wat jy trap met 'n program soos Baardberaad is 'n blywende spoor. Die wind waai hom nie sommer toe nie, want dit is vaste spyse wat ons hier bespreek. Dit is so die invloed is 'n blywende invloed. Nee. Jy's reg. Ek moet nou sê is Baskoot sien ek vra of die skeepskommandoor van die Vrystaat al weet dat daar 'n vlag na sy kant toe op pad is. Baskoot, jy het nou die verrassing weggegee. Maar ja, nou weet hy nadat hy hier saam gekyk het. Ons moet hom dan 'n bietjie kultuur invoer Vrystaat toe so nou en dan. So Baskoot, Johan, daar's 'n pakkie na jou kant toe op pad. Tiaan, maar nou wou ek vra hierdie vlugteling ding na die FSA toe. Het jy nou al uitgevind of 'n mens darm 'n stukkie grond kan bekom en gaan boer as 'n vlugteling in die FSA? Hoe werk daai bedryf? Alweer nee, ek het nog nie weet verdere navorsing gedoen in die verband nie. Ek leen ook maar swaar so op van die ouens wat nou, jy weet, bietjie nader aan daai vuur staan. Ek weet nie of dit heeltemal sulke gunstige voorwaardes in terme gaan wees as wat sommiges voorhoop nie. Dit dink ek gaan bietjie beter lyk as die standaard terme en voorwaardes waarmee vlugtelinge huidiglik in Amerika vestig. Bietjie gunstiger, maar ek dink nie dit gaan noodwendig so gunstig wees soos wat baie ouens sou voorhoop nie. Tegelyk moet 'n mens daarmee saam sê dat ek dink dit gaan met baie van ons mense in Suid-Afrika so sleg dat ongeag hoe daai terme en voorwaardes lyk, dat dit selfs vir hulle 'n uitkoms gaan bied. Ek dink ons moet eerlik wees oor dit. Maar alwen dis maar 'n dubbeltjie in my skoen daai hoor. Ek sal vir jou sê om 'n eenvoudige rede, ek is lief vir my mense, ek is lief vir my volk en ek besef my volk kan nie volk wees as ons nie mense het wat lewe om volk te wees nie. Ons het fisies mense nodig om volk te wees. En met elke Afrikaner, elke boer, elke lid van hierdie volk wat
op watter manier ook al sy volkskap opsê, wat uit die volk bedank, nie net die wat fisies vermoor word nie, maar die wat ook op 'n geestelike en emosionele en 'n ideologiese en uiteindelik op 'n kulturele vlak vir die volk verlore raak, is 'n verlies wat ons moeilik gaan terugwen. Die Engelse het 30,000 van ons vrouens en kinders vermoor, maar ek is bevrees, ek meen ons praat nou van, sommige mense meen dat tot soveel as 1 miljoen van ons mense al geëmigreer het. 1 miljoen van ons mense, dis 1/3 van ons volk, wat in die vreemde woon. Nou kom ons aanvaar, kom ons wees baie optimisties en sê dat 1/3 van daai miljoen bly stoere boere Afrikaner mense. Hulle behou die kultuur, hulle koester dit, hulle leer dit vir hulle kinders, hulle is nie vir ons volk verlore nie. Dan is daar nog steeds 600,000 van ons mense, 1/5 van ons volk breedweg, wat ons verloor het. Ons het hulle lewendig verloor. En ek wonder soms, wat is die ergste, om 'n ou dood te verloor of om hom lewendig te verloor. So, ek het baie respek en agting vir mense wat hierdie vlugteling ding ernstig opneem, wat nie alles kan nie, maar ek sal die laaste ou wees wat dit gaan aanmoedig. Ek sal regtig hoop dat ons dit kan regkry, om hier binne in Suid-Afrika, nie binne die raamwerk van die reënboognasie nie binne onder die vlag en vaandel van hierdie bond lap nie, maar buitekant die raamwerk van hierdie onderdrukkende bedeling, 'n veilige en 'n voorspoedige toekoms vir ons mense te kan skep, dat hulle nie hoef te vlug nie, dat hulle kan vestig en dat hulle kan vry en voorspoedig lewe. Dis waarvoor ek hoop. Ek hoop regtig daarvoor. Tiaan, maar jy praat nou van hierdie mense wat mens lewendig verloor, maar dink jy nie hulle nasate verloor jy vir ewig nie? Jy weet, as die ou is nou 'n stoere boer, maar sy kind aan die ander kant wil inpas in die land wat hy bly. Ek sien daar's mense wat in Amerika is wat al harder, ja, wat is daai ding wat hulle sing? Maar in elk geval harder die Amerikaanse volkslied sing, as wat hulle ken gij dat volk sing. Jy weet, so, jy weet, verloor jy nie dadelik ook die kinders nie. Jy weet, jy wen miskien daai ou, hy bly 'n boer in sy hart, maar sy kinders verloor jy dadelik. Hoe groot persentasie dink jy van daai kinders gaan jy werklik behou? Jy het nou gepraat van sê 1/3 van die groot mense. Hoeveel van daai derde se kinders dink jy gaan behoue bly vir die volk? Ja, jy gaan hulle kinders uiteindelik almal verloor, Alwyn. En dis nie 'n aanklag teen enige iemand nie. Dit is 'n doodnatuurlike proses. Ek meen, ons weet, en persoonlike kennisse van ons, almal van ons ken hulle, vriende van my, wat hulle self gaan vestig het in ander lande, en die ou gesegde wat sê, as jy in Rome bly, maak jy soos die Romeine. Dit is eenvoudig soos dit. Daar's niks vreemds daarin nie, dit is ook nie 'n aanklag teen daai mense nie. Dis nie asof hulle die volk in die steek laat, omdat hulle kinders uiteindelik vir hulle sê, maar mamma en pappa, ons wil graag Engels praat nie. Want ons is dan nou in Engelse skole, en ons het Engelse maatjies, en ons raak verlief op Engelse kerels en meisies, girls and boys, en ons het boyfriends, en ons het girlfriends, en dit is net die doodnatuurlike proses, dit kan nie anders nie. So nee, ons verloor hulle uiteindelik almal, en jy sal enkeles van hulle kry, dalk nog so die eerste geslag, na die wat geëmigreer het, wat sal terugkom. Vir hulle bestaan Suid-Afrika uit een of ander golflandgoed in die noorde, en een of ander golflandgoed in die suide van die land. Dit is vir hulle Suid-Afrika. Hulle kom vir 'n vakansie, en hy kom geniet hierdie die lekker deel van Suid-Afrika. Maar hy doen dit op 'n Engelse manier. Hy's deel van die Engelse westerse wêreld. So ons verloor hulle. Ons hoef nie te wonder daaroor die Alwyn. Hulle is verlore vir ons volk, en hy is verlore vir ons toekoms, en dit is hoekom ons so drasties moet kyk om 'n alternatief in plek te kry, sodat ons 'n toekoms kan skep wat aantreklik is vir ons mense, wat toeganklik is vir ons mense, sodat ons hierdie stroom van mense wat ons fisies en uiteindelik ook lewend verloor, dat ons dit kan stop. Ons moet dit eenvoudig stop. Dit is die verantwoordelikheid wat op ons rus. Ek wil nou iets oor die boy sê, maar ek sal myself inhou. Ek sien Jay vra hier, soos hy sê, hy of sy, ek weet nie of wat is Jay nie, vra, wat sal nou gebeur met hierdie vlugtinge in Amerika as die demokrate die volgende verkiesing wen? Ja, dit is nou maar 'n spekulasie. Mens kan nou maar wonder wat daarmee gaan gebeur. Die demokrate was eintlik tradisioneel baie pro-immigrante, as jy nou in ag neem dat hulle die afgelope klompie jare in Amerika tot soveel as 20 miljoen immigrante ingelaat het. En so hulle het eenvoudig net oor die grense gestroom. So ek wil ook nie maar sommer net, jy weet, uit die staanspoor sê dat hulle dit nou gaan stopsit, wanneer hulle dan nou oor 4 jaar dan nou aan bewind sou kom nie.
As hulle nou aan bewind gaan kom nie. Maar ja, dit is nou maar 'n spekulasie oor wat nou met jou gaan gebeur. Maar ek wil weer beklemtoon Alwyn, jy moet onthou daar's hoeveel ouens daar buite wat sê maar ek kan nie bekommerd wees oor wat oor 4 jaar met my gaan gebeur. Ek het nie kos vir môre op my tafel nie. En as hierdie vir my 'n geleentheid is om môre my vrou en my kinders te versorg, dan moet ek hom aangryp. Ehm so ja, dit is 'n goeie vraag, maar mense kan maar net daaroor spekuleer. Jy kan nie daar is nie konkrete bewyse van wat gaan word van hulle nie. Nee. Ehm Tiaan, ek weet nie by my en ek is seker dit is dieselfde daarby in julle omgewing ook. Ouens wat maar jy weet so een vinger in die boerdery of aan voltyds in die boerdery is. Hoe baie van ons seuns en selfs manne werk in 'n geval in Amerika. Hulle werk nou met visums daarso en werksvisums, maar jy weet hy is ek weet nou nie hoe lank nie, 3 maande in 'n jaar is hy hier by die huis en die res van die maande is hy maar in 'n geval 'n Amerikaner. Jy weet so, is dit nie vir so ou wat nou in 'n geval eintlik die grootste deel van sy jaar daar aan die ander kant lewe en werk nie, is dit nie vir so ou dalk makliker om te sê maar kom ons doen dit maar permanent nie. Ja, daai versoeking moet bitter groot wees Alwyn, veral as hy nie gevestigde belange hier het nie. As hy in elk geval nie 'n plek het waartoe hy noodwendig hoef terug te kom of kan terugkom nie. En dan dink ek moet dit vir hom 'n baie jy weet 'n rooskleurige opsie wees wat hy definitief gaan oorweeg. En hier's bitter baie van ons mense wat dit doen. Soos jy sê, ek ben van hier uit die Karoo uit, ek het nou die dag 'n baie interessante ding gehoor. Hier's ouens in die Klein Karoo, boere wat nou al vir etlike jare man, 8 tot 10 jaar, is hulle so 'n groep manne wat net vir 3 maande en die einde van die jaar gaan hulle Amerika toe, dan gaan oes hulle en dan ry hulle lorry en hulle maak baie geld hoor. In daai 3 maande se tyd kom hulle terug en hulle kom tel weer hulle boerderytjie wat hulle bankrot geboer het die res van die jaar weer op. So dit is 'n algemene gebruik soos jy sê. En nou ja, hoe maak jy nou? As jy nou in 'n geval soos jy sê, daai kant sonder jou vrou en jou kind moet gaan sit vir 8 maande en hulle moet hierdie kant op 'n manier oorleef. Jy kom terug, as jy klaar geoes het, kom jy terug, jy kom leef die geld wat jy gespaar het op en nou moet jy maar weer by 0 gaan begin. Is dit dan nie beter en vat nou maar jou vrou en jou kind ook oor dat hulle maar saam met jou daar gaan bly en gaan vestig dan nou maar daar nie. So die ding het so daar's vir my so 2 dimensies van die ding. Aan die een kant is dit 'n persoonlike eie belangsoekende of 'n eie belangdienende saak waar jy moet kyk na jouself en jou eie belange. Aan die ander kant moet jy gaan kyk na wat is die netto impak daarvan op ons volkskap. Vir my wat 'n volksman is wat glo dat ek slegs my optimale potensiaal kan ontgin en bereik deur middel van my betrokkeheid by die volk. Ek oorweeg altyd my optrede, my besluite of die dinge wat ek doen of nie doen nie, oorweeg ek altyd wat is die impak daarvan op die volk en die volkslewe. Maar daar is doodgewone ouens wat nie dit doen nie, om verskeie redes nie doen nie. En ja, hulle gaan heel waarskynlik sê ek kan nie worry oor die volk op die stadium nie, ek moet bekommerd wees oor myself en my vrou en my kinders. Ek sien Eduard wat ek gegroet het daar op Majuba, hy gesels saam. Eduard, jy kan maar jou vrou blootstel aan hierdie program. Tiaan is half ordentlik of bietjie meer ordentlik as ek, so sy kan maar luister vanaand. Ek gee jou toestemming om hierdie program met haar te deel. Ek sien Adrian Roscher sê hier in die FSA is volksgenote wat lankal hier woon, wat bereid is om met raad en leiding vlugtelinge by te staan. Hy sê Tiaan is reg, jy gaan Afrikaners verloor vir die volk. En dan wil ek net by sy volgende opmerking opkom. Hy sê maar ek sien hoe ander volke en gemeenskappe hul vlugtelinge hier verwelkom en bystaan. Ons kan en moet en wil dit ook doen vir Afrikaners wat nie meer kans sien vir Suid-Afrika nie. So daar's 'n man wat nou reeds daar sit. Hy's daarom nog boer om baardberaad te kyk. Jy weet, so die ouens het daarom nog wortels hierdie kant. Maar lyk my ons mense daar is ook maar bereid om die ander te help wat op pad is soontoe. Ja, dit is so Alwyn. Dit is definitief so. Ek vermoed ek dink ek weet wie Rian Roscher is met wie jy nou daar praat. 'n baie aangename man. En as dit nou dieselfde man is waarna ek dink. En maar ek bedoel ek weet dan ook dat hy is heel waarskynlik een van die ouens wat die volgende geslag Afrikaners nou maar op die Amerikaanse altaar moes pak. Dit kon nie anders nie. En die ouens wil regtig graag sien dat hulle kinders boere bly, dat hulle kinders boerseuns bly.
Die weet dit hang vla oral in huise en voordeure en dit probeer met sari mare en maar dit werk maar net nie so nie. Dit is maar net eenvoudig so. Dit is nie hoe dit werk nie. Dis maar soos die destydse blanke immigrante, die Duitsers in die porte, selfs die ou Grieke wat ingekom het in Suid-Afrika in Dr. Verwoerd se tyd. Hulle het assimileer met die Afrikaner volk en hulle het ondertrou en hulle is vandag deel van ons volk. Dit is wat gebeur. Volke is dinamiese goed alwen. Volke verwelkom mense in hulle geleedere, verwerp ander en sterf en daar word nuus gebore. So volke is nie in sement gegiet nie. En hy omarm 'n nuwe identiteit. Dis maar wat gebeur as hy homself in die vreemde bevind. Tiaan, net so 'n laaste opmerking van my kant af en dan sal ek net jou opmerking ook wil hoor. Ek sien ons is nou al oor ons tyd. Maar alhoewel ek en jy nou nie oor opgewonde is oor volksgenote wat 10-10-1 kan Amerika toe gaan nie, moet ons seker nie uit die oog uit verloor dat ons volk hier ontstaan van mense wat hoofsaaklik gevlug het omdat hulle vervolg is vir hulle geloof nie. En as die ouens nie uit hulle lande, uit Holland en Duitsland en Frankryk en waar ook al hulle vervolg was hier by ons opgeëindig het nie, was ons volk nooit hier nie. Ja, kyk, ek is in my hart absoluut oortuig alwen hierdie is vir my in 'n veelheid van opsigte 'n geloofsaak ook. Ek is oortuig in my hart daarvan dat die God van hemel en aarde waarvoor die bloedrivier gelofte afgelê is, het ons hier as 'n volk in aansyn geroep. So hy het dit in sy wil beskik dat ons voorgeslagte uit die stamlande hier moet kom, hier moet verenig, hier moet ondertrou, hier 'n nuwe identiteit met 'n taal, met oortuigings, waardes, norme, kultuur moet hier ontwikkel. En dit is maar die oproep wat ek doen ook wanneer ou stil word, dat daar dieselfde God wat ons hier in aansyn geroep het ook die een sal wees wat ons uiteindelik sal bewaar. Hy doen dit reeds vir 350 jaar en ek wil in my hart glo dat hy dit in hierdie tyd en uur ook sal doen waarin ons nou leef. Tiaan, daarop kan ek maar net amen sê. Dit was lekker om weer met jou te kuier daar in die Karoo. Ons hoop om dit hierdie jaar so 'n bietjie meer te doen met jou en Johan daar in die Vrystaat. En dan sal ons kyk as ek nou daai dokter daar van die Wes-Transvaal op die program kry, dan kan mens daarom 'n bietjie uiteenlopende menings kry en ek vra maar net die moeilike vrae, dan leer ek saam met julle. Tiaan, baie dankie. Ek moet sê die kommentare hier het net lof gehad vir jou bydrae en vir jou insig vir vanaand. So baie dankie daarvoor. Dis 'n groot plesier alwen en baie dankie dat ek saam met jou kon kuier. Dit was weer eens baie lekker. Baie dankie. Lekker aand vir jou. Dan is dit van my kant af weer soos ouer gewoonte. Alles van die beeste en groente op die plaas.